Baie welkom, ek weet daar in die middel is nuwe mense, baie welkom aan julle, dis lekker om julle vanoggend ook hier by ons te kan hê, en as iemand ingekruip het na die tyd, baie welkom aan julle. Nou, ons is vanoggend by deel 6. Engel, kan ek gou vir jou vra, in my kantoor, skus, is daar 'n drom en 'n stukkie wit papier, want omdat ek nou daar was, het ek nou nie in my kantoor ingegaan nie. Maar ons is by deel 6 van ons reeks Jona. Wat ek gou vinnig soek is enige vrywilliger wat na vore wil kom en gou vinnig vir my wil help met iets. Enige vrywilliger, al wat jy gaan moet doen is baie maklik, is ek gaan vir jou vra om hierdie stukkie papier in die drom te gooi en jy kan jouself, ek het gedink nee, ek gaan nie chocolates koop nie. Want chocolates, onthou ek sukkel nog met die swangerskapsgewiggies. Veral van die tweeling, het is nou al 11 jaar. Maar sal jy koffie doen? Ek gaan nou nie koffie nie, want ek het pakket chips gekoop, Lucas, maar ek gaan vir jou, jy kan dit doen vir 'n koffie. Is daar enigiemand? Hier kom 'n vrywilliger. Baie dankie. Kom ons gee vir haar 'n lekker hande klappie. Baie dankie. Hier is enige, wat is jou naam, sis? Misha, baie dankie. So hier is die papiertjie. Jy gaan dit vir ons in die drommetjie gooi, maar jy moet net stil staan. Okay, is jy reg vir dit? Nee, wag net gegaan. Hou net vas. Is jy reg? Hou net vas. Is jy reg? Okay, hou net vas. Is jy nou reg? Okay. Right, go for it. Wow, there we go. Baie wel gedaan. Ek is nou jammer nie, jy hoef dit nou nog nie op te tel nie. Jy kan maar net gaan sit. Kom ons gee vir haar 'n lekker applausie, dankie. Okay, wow, Misha, kom terug. Kom saam met my. Okay, kom saam met my. Kom gou hierso. Kom, ons gaan haal hom gou. Daar is hy. Hierso is hy. Bring hom gou saam. Daar is hy. Ek kom saam met jou. Nie worry nie. Ek los jou nooit alleen nie. Nee? Okay, is jy nou reg al voor? Okay, gooi dit in. Amazing. Vinnige vraagie, hoe het jy gevoel op daardie oomblik? Wat sien? Die tweede keer. Makliker, ja. Makliker, hoe het jy die eerste keer gevoel? Nee, so 'n bietjie moeilik. So 'n bietjie moeilik, okay, ten minste sy eerlik, maar kom ons gee vir haar 'n lekker applausie, baie dankie Misha, kies vir jou pakkie chips daar. Ek is seker julle kon dit haar gesig gesien het. Die effek is in die eerste en tweede en sy was nou baie gekalmeerd in haar bedoel, né? Ek sou nie sê wees, come on man, ek het dit gemis. Maar vriende, dit is die krag wat daar lê in 'n tweede kans. Daai verwondering, ek moet nou afgaan en ek verwag nie om terug te kom nie en hier is ek nou, ek kry 'n tweede kans. En sien vriende, ek wil vanoggend bietjie met jou kom gesels oor Jona. Ons het lekker gesels oor die afgelope paar weke, ek gaan nou bietjie terugverwys daarna. Maar vandag wil ek met jou kom gesels oor Jona wat 'n tweede kans ontvang. Maar hy ontvang nie net 'n tweede kans nie, vriende. Die Here kom doen iets beter as dit. Hy kom herposisioneer in Jona 3 vers 1 tot 4 vir Jona, sodat hy vir Jona kan gebruik. Sodat hy bruikbaar is binne in sy koninkryk, binne in die roeping waarvoor hy hom geroep het. Maar ek wil vanoggend net begin deur om vir die volgende vraagie te vra. Ek wil vir jou die volgende vraag vra. Het jy al moontlik 'n tweede kans al gekry wat jy dalk nie verdien het nie? As jy nou terugdink in jou lewe, dalk is daar 'n keer in jou lewe waar jy 'n geleentheid dalk nou gekry het, maar jy was die rede omdat daardie geleentheid verbygegaan het. Of nog erger, jy kon sê, weet jy wat, daar was 'n deur wat oop was en ek is die rede hoekom daardie deur toegegaan het, maar ek het 'n tweede kans gekry. Want dan wil ek vir jou kom sê, vanoggend se boodskap is dan vir jou, want as jy vir jouself kan sê, weet jy, daar is baie tweede kans, en ek dink omdat jy hier sit, kan jy self sê, daar is 'n tweede kans vir my gegee. Vir Kenneth Woodward is daar 'n tweede kans gegee, om binne in die Here se werk te kan staan. Daar's 'n tweede kans vir my gegee, om te weet wat my roeping is, en dis om die Here se naam te loof en prys, amen, en te verkondig. Maar, as ek terugkyk in my lewe, moet ek ook die volgende vraag kan vra. Wat het ek gedoen met daardie tweede kans? Wat het ek gedoen met daardie tweede kans? Jy sien, as ons na Jona gaan kyk, dink julle Jona het opgemors? Dink julle het opgemors? So die gevoel is hy het definitief opgemors, absoluut. Ek bedoel, hy het gevlug van die Here af, hy het in 'n vis beland, en daar in die diepste donkerste, soos ons verlede week gesien het met Johan hoofstuk 2, het hy uitgeroep. En wat kom doen die Here? Die Here red hom en die vis spoeg hom uit. Vriende, dis genade. Dit wat ons daar sien is genade. Dit wat ons gelees het en gesien het verlede week is God se goddelike genade
in aksie. En dit maak nie saak wat ek en jy doen nie. Dit maak nie saak oor my en jou vermoëns nie. As ons na die Here toe kom, maak dit saak waar ons harte is, nommer 1, maar ook dit gaan oor God en sy nabyheid wat hy met my en jou wil hê. En daarom, wat en gebruik ek en jy om te weet wie God is? Wat gebruik ons om alles wat ek en jy van die Here te weet? Die Bybel. My Bybel is ook nou my kantoor. Dankie Johan, kan ek jou Bybel? Vriende, kom ons staan. Kom ons staan op en ons gou is, ek vra om verskoning vir almal aanlyn. Ek het beplan, Charlie is nou aanlyn. Hy het nou net vir my gevra, maar speel jy nou by? Soos ek sê, ja, dankie vir jou. Maar kom ons hou ons Bybels op en dan verklaar ons die volgende saam oor die Here. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, julle kan julle Bybels oopmaak by Jona 3. Ons gaan vandag lees vers 1. Kan ek hom hou vir my nie? Sorry Johan. Julle kan oopmaak by vers 1. Ons gaan vandag lees die Here se woord uit Jona 3 vers 1 tot 4. En terwyl julle dit doen, wil ek net graag vir die mense wat aanlyn ingeskakel is, welkom sê. Dit is vir ons altyd lekker om julle op hierdie manier ook te kan bedien. So praat gerus saam daar in die chats. En daar is ek dink Lichelle is daar agter en hulle sal saam met julle daar ook gesels. Vriende, kom ons lees saam met die Here se woord uit. Jona 3 vers 1 tot 4 sê die volgende: Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad en mense het 3 dae gevat om deur dit te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. En toe roep hy die volgende: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Vriende, ek dink hierdie gedeelte van hierdie hele boek van Jona, as julle saam met my kan stem, is seker die eerste keer wat ek gaan, yes, hierdie is die mees opgewonde of opwindendste deel van hierdie boek. En as jy die vorige paar weke gemis het, dan sal jy sien in hoofstuk 1, het Jona 'n duidelike opdrag gekry. Die opdrag was, maak klaar, gaan preek. Onthou jy dit? Sê net, Right, so ons onthou dit. Maar wat doen hy? Hy gaan heeltemal in die teenoorgestelde rigting. Hy vlug. En toe hy gevlug het, toe is daar natuurlik 'n storm, toe in die storm was, dat die matrose natuurlik 'n bietjie, jy weet, moeilik geraak. Hulle het loetjies gegooi, die lot val toe op Jona. Die man beland toe in die see, julle onthou dit. En toe die oomblik toe die water tref, toe is die storm stil. En 'n groot vis natuurlik kom sluk die man op. En daar binne in die vis bid hy tot die Here. Hy roep sy naam aan en die vis spoeg hom uit. En vriende, ek wil jy moet baie, baie mooi oplet. Die woord van die Here het 'n hoeveelste keer aan Jona gekom? 'n tweede keer. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot wie gekom? Tot Jona gekom. So die woord het nie gekom na 'n plaasvervanger nie na 'n ander profeet nie. Die woord het gekom na presies dieselfde man, na Jona toe. Presies dieselfde God het daar die roeping gegee, die woord gestuur met presies dieselfde roeping. En luister mooi, Alexander Pope sê die volgende is so mooi, hy sê, to err is human, but to forgive is divine. En dis wat ek net gesê het, in hierdie 4 verse sien ons vir God. Ons kom ervaar sy goddelike vergifnis in aksie. Ongelooflik om te sien dat dit maak nie saak wat ek en jy gedoen het nie. Nommer 1, dit is nie enige nuus vir die God nie. En nommer 2, hy gaan altyd na ons toe nader. En dus hoekom dit vir my belangrik is vanoggend, voordat ek nou by punt nommer 1 kom, is dat jy sal verstaan, daar's iets belangriks oor tweede kanse wat ek en jy moet verstaan. Wanneer dit by God se tweede kanse kom, verlaag dit nie die weergawe van my eerste roeping nie. Dis nog steeds die ding waarheen die Here my roep. It's not second class na, julle. Dis identies. My roeping bly dieselfde. My en jou roeping, Jona se roeping, het presies dieselfde gebly. Die opdrag het presies dieselfde gebly. Die bestemming waarheen hy moes gaan, het presies dieselfde gebly. En daarom, vriende, is dit so bemoedigend om te weet dat genade verlaag nie God se verwagtinge, al misluk ek en jy nie. Al misluk Jona in hierdie oomblik, roep hy hom nog steeds aan. En daarom wil ek vandag 4 gedagtes gou met jou kom deel uit hierdie 4 teksverse oor hoe lyk 'n tweede kans saam met die Here. Is julle reg daarvoor?
Ek kan sien julle is reg daarvoor. Vandag is die dag. Right, ons het opgedaag. Julle, punt nommer 1 as jy op die Bible app is, natuurlik kan jy na events toe gaan as jy op jou profiel klik. By events dan is dit die raamwerk daar. Punt nommer 1 is die volgende. Hoe lyk 'n tweede kans saam met die Here? Wel, dis 'n volgehoue roeping. Dis 'n volgehoue roeping. Jy kan dit neerskryf daar op jou bladsy waarmee jy besig is. Dis 'n volgehoue roeping. Nou, hoe weet ek dit? Wel, ons het vir mekaar gesê, die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Wat doen hy? 3 goed. Maak klaar. Gaan en wat's die derde ding wat hy vir hom sê? Spreek hom aan is die derde gedagte wat hier opkom. En as ons teruggaan na Jona 1 toe, dan sal ons sien waar die eerste roeping plaasgevind het. En Jona 1 het dit baie duidelik gesê, maak klaar, gaan na Ninive toe en spreek hom aan. En as jy die twee langs mekaar sit, is nou baie klein, ek weet jy sien dit nie heeltemal dalk nou lekker as jy agter sit nie, kyk net na die ander TV's, daar sien ons albei, Jona 1, die eerste roeping, hier maak hy weer klaar, daar is 'n gaan en 'n gaan, en 'n spreek hom aan en spreek hom aan. So tussen Jona 1 waar God hom die eerste keer geroep het, en hier waar hy uit die vis se maag uitkom, uit sy diepste donkerste oomblikke, bly die bestemming presies dieselfde. God sê, gaan na Ninive toe. Dis sy bestemming. Die dringendheid wat God na hom toe mee kom, bly presies dieselfde. Maak klaar as wietkinders. Wietkinders. Het jy al daardie woorde gebruik? Maak klaar. Right? Dis nie, ag julle, wil julle nie nou klaar maak nie? Kerk begin oor 10 minute. Huh? Nee, dis maak klaar. Ja, dankie. Ek het dit al gebruik. Ek moet bely voor almal van julle. My kinders het dit gister gehoor. Nie my vrou nie, sy is perfek. So dis 'n dringendheid binne in ons. Hy het nie gesê, weet jy wat? Kom jy nou maar eers oor jouself, oor die feit dat jy vir my weggevlug het vir my in jou hoofstuk 1 nie. Dis okay wanneer jy nou reg voel. Ag, wanneer alles in jou nou align, dan is dit okay, dan kan jy nou gaan. Nee, hy sê maak klaar, dit beteken die dringendheid is nog steeds daar, en wat ek en jy hier moet inlees, is dat God se genade verander nie die roeping nie, vriende. Dit verander nie die roeping nie, wat hy vir hom gee hier is 'n volgehoue roeping, die roeping bly dieselfde, daar's nie 'n demotion nie, 'n degradering as jy nou daardie woord in Afrikaans wil gebruik nie. God stuur nie vir Jona na 'n ander stad toe in die eerste of die tweede vers nie. Hy sê nie, weet jy wat, hier's vir jou 'n makliker taak nie, glad nie. Hy sê vir hom, sy roeping bly dieselfde. En wie sy roeping? Ninive is sy roeping. En nou kan jy vir jouself indink, regtig, Ninive, na alles wat ek nou deur is, ek is nou net uitgespoeg en nou moet ek terug gaan Ninive toe. Daardie stad, die een wat God se mense wredelik vervolg, daardie stad. God sê ja, daardie stad. Daardie stad, Here, wat naam verduidelik as die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie, daardie stad. Die stad waar die Assiriërs God se mense lewendig hulle velle van hulle afsny, they fell them. En hulle trek hulle velle van hulle af, daai stad. En dan gooi hulle oor die mure, sodat mense kan sien wat gebeur as jy uitpraat teenoor die Assiriese koning. Daardie ene. Ja, daardie ene. Jy moet terug gaan sien toe. Die een wat die koning sy slawe se oë uitsteek. Hulle oë, hulle neuse afsny, hulle ore afsny, hulle tonge afsny. Wil jy ek moet soontoe gaan, Here? Geen wonder hy het 4000, amper 400 kilos weggevlug in daardie oomblik. Sien julle nou die prentjie, vriende? Dis hoekom sy hart is waar dit op daardie oomblik was, vriende, maar ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer God genadig is, dan is dit nie vir my en vir jou 'n tree agteruit nie. Dis nie 'n tree agteruit nie. Dit was nie vir Jona 'n tree agteruit nie. Wat God daar kom doen is hy sê vir hom, dis 'n terugtree, ja, maar dis 'n herstelling van jou eerste roeping. Dis wat dit is. Dis 'n volgehoue roeping. Dalk het jy al opgemors. En dis okay. Jou mislukkings, Jona, gaan nie nou te sprake wees nie. Weet jy hoekom? Want mislukkings verander nie God se plan nie. Ek wil dit regtig, I'm driving it home this morning, dat sy plan verander nie. Inteendeel, wat kan gebeur is, vriende, daardie mislukkings gaan jou altyd terugroep na jou eerste roeping toe. En Romeine 11 kom wys dit vir ons so baie mooi. Hy sê, as God eenmal aan mense sy genadegawes geskenk het, en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie.
die Here trek dit nooit weer terug nie. As hy vir my en vir jou roeping gegee het, dan trek hy dit nie terug nie. Hy laat vaar nie net sy volgelinge, sy kinders, wanneer hulle struikel nie. Dit is genade, vriende. En as ons na die skrif gaan kyk, is daar 'n klomp mense wat 'n tweede kans gekry het. 'n Klomp van hulle. Dink aan Petrus. Johan het verlede week oor Petrus gesels. 3 keer het hy die Here verloon. Maar tog kom die Here en hy kom herstel hom. Dink aan Dawid. Dawid was vasgevang in moord en oorspel. En al het hy die ergste sonde moontlik gedoen, het die Here hom nie afgeskryf nie. Hy het hom kom herstel. Dink aan Paulus. Paulus het Christene vervolg, ons het al baie oor Paulus gesels. Hy het Christene vervolg, hy het hulle toegesluit, hy het briewe gevra van die kerkhoofde om dit te kan doen. Hy was daar toe Stefanus, die eerste Christen, met klippe doodgegooi is. Hulle het sy klere, die wat klippe gegooi het, by sy voete as 'n jong man kom neerlê. Hy was daar, hy het niks gedoen nie, hy het gekyk, hy het dit geniet, hy was deel daarvan. Maar God het hom kom herstel. En hier kry ons vir Jona vandag in hierdie verse, vriende, wat gevlug het van die Here af. En hy roep hom terug. Hoekom? Hoekom roep hy hom terug? Want vriende, ons God, my en jou God, is 'n God van tweede kansse. Hy's 'n God van tweede kansse, amen? En hy wil ons roeping elke dag in hom kom herstel. En wat moes gebeur het, was Jona moes binne in daardie vis se maag gesit het, om te besef, om te luister en te hoor na die roepstem. Jy moet terugkom na waarvoor ek jou geroep het, Jona. Jy moet terugkom. En hy moes opkyk en terugkyk. En in daardie oomblik toe hy terugkyk, toe beleef hy wat Asaf in Psalm 77 oor geskryf het, toe hy sê, ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Hoekom nie? Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonderdade, sê Asaf, van vroeër. Hier vind Asaf homself in sy donkerste oomblik. En wat doen hy? Hy dink terug. Hy dink aan God se getrouheid. Hy dink aan sy goedheid. Hy moenie dit doen nie. Hy dink aan sy genade. En hy dink aan sy wonderdade. En in daardie oomblik onthou hy wie sy God is. En vriende, wanneer ek en jy gaan terugkyk in ons lewens, dan kan ons of een van twee dinge sien. Ons kan erken en ons kan sien hoe stikkend dinge raak, wanneer ek en jy die stuur van ons eie lewens probeer doen. Ek weet baie van julle is goeie bestuurders, maar van lewe en keuses, van ons harte te sprake is, weet ek nie altyd nie. Of die tweede ding op die flipside kan wees natuurlik, hoe goed God is, wanneer ek kies om onder sy beskerming te leef. Dis die twee goed wat ons raak sien, wanneer ons terugkyk na ons verhouding. En hoofstuk 2, vriende, daai gebed was Jona se terugkyk. Dit was sy terugkyk sodat die Here hom nou kon kom roep. Klagliedere 3 vers 40 sê, laat ons doen en laat dit deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. En dis wat Jona moes doen. Hy moes terugkyk. Hy moes sy gedagtes weer gaan ondersoek om te sê, weet jy wat Here, dis nie selfveroordeling as jy vandag hierso sit en jy begin terugkyk na jou lewe nie. Selfondersoek gaan altyd vir my en vir jou lei waarheen? Terug na die Here toe. Terug na waarvoor hy en my jou geroep het. En dis wat hier gebeur in Jona 3 vers 1 en 2. God kom roep vir Jona. Maar sy aksies is anders. In hoofstuk 1 het ons gelees, toe God hom roep, maak klaar, wat het hy gedoen? Hy het gevlug. En hier kom ons nou in hoofstuk 3, en hy was gehoorsaam. Die eerste keer wat Jona gehoorsaam is. En hy vlug nie, hy staan op en hy loop. En dit bring my dan nou by my tweede gedagte, punt nommer 2, vriende, hoe lyk 'n tweede kans saam met die Here? Wel, punt nommer 2 sê dit duidelik, dis 'n aktiewe bekering. Dis 'n aktiewe bekering wat plaasvind. In Jona 1 vers 3 het ons gelees, het gesê, kyk, Jona maak klaar en gaan na Tarsis toe. Maar dis nie wat hier gebeur het nie. Hy het opgestaan en waarheen het hy gegaan? Ninive toe, waarheen hy geroep is, soos God hom beveel het. En ongelooflik om te gaan kyk, as jy na die Grieks en die Hebreëus gaan kyk, dan gebruik hulle dieselfde werkwoord hier vir die aksie, maak klaar, staan op, ek moet dalk vir my kinders begin sê, koem. Dan sê, dit klink ons cool, koem gou saam. Right? Maar dis die Hebreëse woord. Die Hebreëse woord hier is koem wat hulle hier gebruik, maar dit beteken eintlik net, maak klaar, kom.
Maar die rigtings van hoofstuk 1 en hoofstuk 3 is totaal en al aan die ander kant toe. Dit is bekering, vriende. Dis bekering wanneer ek wegdraai van my ou lewe af, wegdraai van my sondige natuur en ek draai na die rigting waar die Here gevra het ek heen moet gaan. En vriende, ek wil vandag vir jou kom sê, ja, as dit kom by bekering, dan is daar emosie betrokke, maar dit is nie altyd 'n emosionele ding nie. Dis nie net emosies wat betrokke is nie. Ek voel nie net jammer vir myself en sê, ag, ek is skuldig, ek is hartseer en nou moet ek iets doen nie. Nee. Wat Jona vir my en vir jou hier kom wys in vers 3 is dat hy sê, Jona, staan op. Hy's gehoorsaam en hy loop. Wat beteken? Sy bekering lê nie net in sy emosie nie. Dit lê nie net in 'n gevoel nie. Dit lê in die rigting waarheen hy nou beweeg. Dit is pragtig as ons na Jona gaan kyk. Vriende, hier sien hy. Hier sien ons so Jona, hy het opgestaan, hy het klaar gemaak en hy het gegaan. En dit is so mooi gestel in Filippense 3 vers 13, wat ek en jy kan doen, vriende. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie, ons weet dis Paulus wat dit sê, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat? Voor is. Ek het al voorheen hieroor ook gepreek, dis hierdie atleet wat jy nou sien, hy strek na wat voor is, die atletiek, die wenstreep is daar, jy kyk nie terug nie, so hy strek na wat vorentoe, en hier sien ons vir Jona, hy los als wat agter hom is, hy los wat gebeur het in die vis, hy doen een ding, nie twee nie, nie drie, nie wat hy voel nie, hy doen een ding, daar's 'n aksie betrokke, hy gaan vorentoe, en vriende, ek en jy moet vorentoe kan gaan, moenie vasgevang word in jou verlede nie, moenie heeltyd agter jou kyk nie, want dis nie die verwagting wat die Here vir my en jou gee nie, en dis nie wat Jona gedoen nie, hy het nie in die vis gebly nie, hy het opgestaan, en God het sy roeping in daardie oomblik om bevestig, toe hy hom die tweede keer roep. En dalk is dit vir my en vir jou tyd om 'n koersherstelling te doen, maar hoe gaan ek die koersherstelling in my lewe meet? Wel, is baie maklik, die beste bewys van 'n koersherstelling, soos wat ons hier van Jona sien, is dat dit nie net 'n gevoel kan wees nie. Dit kan nie net 'n gevoel wees nie, ons moet letterlik ons tekkies op die teer sit, en 'n beweging in die regte rigting begin kry. Dis hoe bekering aktief begin lyk, vriende. Maar voordat ons dit kan doen, voordat ek en jy kan beweeg, moet ons nie net terugkyk nie, ons moet opkyk. Ons moet opkyk. In Jeremia 29 vers 13 sê dit so mooi, sê, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele harte daarna vra. Dink julle Jona, in daardie vis het met sy hele hart gevra, Here red my. Met sy hele hart, het ons gelees, het hy van die doderyk uitgeroep. Uitgeroep! Here, red my! So vriende, en die Here doen dit. Hy's genadig, en hy spoeg, die vis spoeg, vir Jona uit. En wat daardie opkyk beteken, vir Jona in daardie oomblik, is daar's vergifnis wat plaasvind. Die Here kom vergewe hom, vir dit wat hy gedoen het, vir die vlug, wat hy gedoen het. Jona kom bely sy skuld voor die Here, en God kom herstel hom in daardie vis se maag. En dan lees ons in Jesaja 43 vers 18, maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Vriende, ons kan nie stil staan by die verlede nie. Jona, al was sy hart nog nie reg nie, en dis oor 2 weke wat ons oor daardie hart gaan gesels, al was sy hart nog nie in die regte plek nie, hy het vorentoe beweeg. Hy het nie in die verlede geleef nie. En ek wil vandag vir jou kom sê, vriende, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Die Here diskwalifiseer jou nie daaroor nie. Maar jy is geroep om iets anders te doen. Jy ken nou Jesus. As jy 'n fout gemaak het, hanteer dit. Bou 'n bruggie, kom oor dit, kom terug na jou roeping toe. Kyk op, want jou roeping in die Here word behoue. Hoe weet ek dit? Jona se roeping is behou. God het sy roeping behou. In Hebreërs 10 vers 22 laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig en van skuldige gewete en ons liggaam is gewas. Wanneer ek en jy tot daardie punt kan kom, vriende, waar ons sê, ons sit ons lewens, ons hele lewens binne in die hande van die Here, dan is ons gewete skoon gewas. Hou op leef in die verlede. Vriende, staan vanoggend op. Staan op en loop. Want dis wat Jona gedoen het. Hy het opgestaan en geloop. Want God kan en hy wil jou gebruik. Amen. Elke liewe een van julle.
En dan besef ons, die krag van wat hier gebeur, vriende, lê nie in Jona nie. Dis altyd in die boodskap. En dit bring my na punt nommer 3. Erken God se soewereine krag. Erken sy soewereine krag, vriende. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Julle, hierdie is die kortste preek in die hele Bybel. Right? Hoeveel woorde? Nou tel ons vinnig. 8 woorde. Dis dit. Dis die preek. Daar's nie punte nie, daar's nie 'n raamwerk nie, daar's nie pragtige illustrasies nie, niks nie. Geen evangelie boodskap nie. 8 woorde, 4 of 5 as jy teruggaan na die Grieks toe. That's it. En 600,000 mense bekeer hulle self. Hoekom? Want daar slegs 'n aanklagte gegee. Oordeling en verwoesting. That's it. 600,000 mense. Ek dink dis die grootste herlewing wat ons ooit al gesien het. The biggest revival in een oomblik, sonder al die tierlang tuintjies en skies, ek sê dit met alle respek natuurlik. Bekeer 600,000 mense hulle self. En vriende, ek kan myself nie indink as ek gaan kyk na al die dokumentasie wat ons van die vroeë kerk het om te gaan sien is, as God nie betrokke was nie, dan was daardie bekering onverklaarbaar. As God nie betrokke was by Jona nie, sou ons nie 600,000 mense gesien het wat bekeer is nie, want ek kan vir julle een ding sê, dis dat dit nie bekeer omdat Jona fantasties was nie. Hy was geen Billy Graham nie, hy was geen Charles Spurgeon nie, maar God kon hom gebruik. Hoekom? Die woord van die Here het 'n tweede keer na hom gekom. Die woord van die Here, vriende, is die rede. God gebruik vir Jona is 'n gewillige instrument, maar hy gee vir hom die woord om te gaan gee. Dis nie omdat Jona die bekering gedoen het nie. Dis die woord wat dit aangewakker het. So vriende, Jona was nie perfek nie. Ek en jy is nie perfek nie. Stamp nou mekaar, né? Jona was nie perfek nie, maar hy was gehoorsaam. Hy was nie die perfekte prediker of predikant nie, glad nie, of profeet nie, maar hy was 'n gewillige instrument en vir my en vir jou moet dit 'n enorme troos wees om te weet dat dit maak nie saak wat ons gedoen het nie. Die Here kan my en jou gebruik. Hy wil ons gebruik. Hy soek nie perfekte mense nie. Al wat die Here soek is gewillige mense wat bereid is om te beweeg wanneer hy sê beweeg. Amen. Wat 'n ongelooflike boodskap sien ons nie in 4 verse nie. En in Korintiërs kom som dit so mooi op, hy sê, en tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Hier is Jona, wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En as jy na Jona kyk, vriende, ons het baie oor hom al gesels as mens, dan was hy definitief in die begin swak, dink jy so? Absoluut. Party mense verwys na hom as 'n dwaase mens, maar hy's gebruik. God het hom gebruik, maar dit was nooit oor hom nie. Dit was altyd oor die boodskap. En Jesaja 55 vers 11 sê vir ons so mooi, so sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees, dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring, waarvoor ek dit gestuur het. God se woord, vriend, ons het al voorheen oor hierdie ook gepraat, gaan nooit leeg terugkom nie. Nooit nie. God se woord sal doen wat dit wil doen. Dis wat ons gesê het, hè? Toe ons in die begin verklaar het. Dit sal doen wat dit sê hy wil doen. Nie wat ek wil doen nie. En dit gaan nooit terug of leeg terugkom nie. Ek weet nie waar jy vanoggend sit nie. Ek weet nie waar jou hart vanoggend is nie. Dis my onmoontlik om te weet. Dalk voel jy asof jy nie vanoggend gekwalifiseerd is om van Jesus te praat nie. Of dalk voel jy stikkend. Dalk voel jy onperfek of te inkonsekwent om te glo dat jy 'n roeping het om die woord te gaan verkondig. Maar dan wil ek jy moet vinnig kyk na Jona. God het 'n tweede keer sy woord aan hom gestuur. Al wat hy soek, vriende, is gewillige gehoorsaamheid. Dis genoeg. En dan is jy ook genoeg. So kyk vorentoe. Ons het Filippense 3 vers 13 gelees, maar vers 14 sê vir ons, ek span my in om oor die wensheid te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Waar lê ons prys? By die Here, wat vir my en vir jou 'n plek gaan voorberei het. En dit beteken ek en jy moet vorentoe beweeg. Ons moet vorentoe gaan, nie vasgevang word
in die verlede. Jou roeping, vriende, as ons na Jona kyk, lê voor jou. Skuld laat ons terugkyk. Skuld is die ding wat jou heeltyd wil terugtrek na wat jy gedoen het. Maar wanneer ons genade ontvang, vriende, kan ons nie daar leef nie. Genade dryf vir my en vir jou vorentoe. Hoekom? Want die Here Jesus het vir my en vir jou op 'n kruis kom sterf, sodat hy ons sondes op hom kom vat, en wat dit doen is dat ek en jy kan vorentoe beweeg. Ons sondes is vergewe, sodat ons oor onsself kan kom en kan besef waar die Here vir my en vir jou wil hê, waar hy ons wil gebruik. En wanneer ons erken dat hy 'n soewereine God is, dan bring dit ons by ons laaste punt. En dit is, hoe lyk 'n tweede kans saam met die Here? Dis 'n doelgerigte genade. Dis 'n doelgerigte genade. Maar vriende, ek wil vir jou vanoggend kom sê, daardie genade wat ek en jy so vrylik ontvang, daardie tweede kans is nie net vir my en vir jou nie. Dis nie net vir my en vir jou nie. Want ons mis partykeer hierdie as ons hierdie verse leef. Jona se tweede kans, vriende, was nie net vir hom bedoel nie. God het hom kom herstel en deur hom die woord gebring aan Ninive. Hoekom? Hy het hom nie herstel sodat hy by die huis kan sit en terug kan sit en nou net kan relax nie. Jona is herstel vir een rede. Sy koers is belyn om Ninive te red. Dis waarvoor hy geroep is. En vriende, die woord van God doen vandag presies dieselfde met my en jou. Dis die hele boodskap. Hy red jou, hy stuur jou. Maar hy doen meer as dit. Hy kom herstel dit wat stikkend is binne in my en jou. Hy kom herstel dit van my en jou wat weghou van hom af. Wat maak dat ons vlug. En hy kom trek ons terug en hy kom belyn ons weer in sy roeping. So jy moet weet, vriende, die tweede kans wat jy gevang het is groter, of ontvang het, is groter as net jou redding. Dis groter as dit. So kyk om jou. Moenie net terugkyk nie, moenie net opkyk nie. Kyk om jou. Johan het verlede week genoem oor die 405,000 mense in ons area in sy preek wat net hier om ons is. 88,000 van daai mense is Afrikaans sprekende mense soos ek en jy. Net in die 4 metros hier om ons. En ek sien nie 88,000 Afrikaanse mense in die kerk op 'n Sondag nie. So waar is my en jou Ninive? Ons Ninive lê dalk reg om ons in ons buurte, ons bure, mense wat saam met ons werk. Want dis wat die sensus sê. Die sensus sê in 2022 dat 85,3% van ons land sê hulle is Christene. Sien ons dit? Sien ons dit as ons om ons beweeg? Maar die Here kom sê vir ons in Matteus 9, hy sê toe hy die menigstes gesien, hy, die Here, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir die disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min, daar staan dit teen die muur. Bid dan dat die Here aan die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Kyk na die Here hier in daardie oomblik, vriende. Die Here het die menigstes gesien. Hy het hulle nie afgeskryf nie. Hy het hulle gesien, hy het hulle harte gesien en hy het hulle innig jammer gekry. En daarom wil ek hê jy moet vanoggend vir jouself vra, wat stel hier die tweede kans vir my en jou voor? Kyk jy om jou? Is ek besig om my te kyk, oral waar ek elke dag kom? Sien ek die hulpeloosheid? Sien ek die moegheid wat daar buite is? En erken ek dit? Of bly ek net stil? Jona, vriende, het God se genade beleef toe hy daar in daardie vis se maag is. Hy het dit beleef, maar hy wou dit nie deel nie. Vriende, ek en jy is geroep om die Here se woord te verkondig. Ons is geroep om sy genade met die wêreld daar buite te deel. In Efesiërs 5 sê dit so mooi, hy sê, maak die beste gebruik van een geleentheid, van elke geleentheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nou wat beteken dit? Wel, elke geleentheid om die Here Jesus te loof en prys, elke geleentheid om mense van sy woord te vertel, maar ook om God se wil te verstaan. En deur hierdie hele reeks probeer ons vir jou te laat wys is wat is God se wil. As ons na Jona kyk, as ons na Ninive kyk, sy wil is om wat te doen? Om mense te red. Dis sy wil. Hy wil mense red. Vriende, gebruik die tweede kans wat jy gekry het. Gebruik die tweede kans wat die Here vir jou gegee het, want geen siel is onbereikbaar nie. En al is daar mense wat jou moeilik maak, al is daar mense wat jou God se naam laster, ydel gebruik die geleentheid. Dalk is dit jou buurman,
Dalk is jou buurman wat niks met jou te doen wil hê, veral as jy oor die Here begin praat nie. Dalk jou kollega, dalk is dit 'n familielid wat nog nie die Here dien nie. Of dalk is dit 'n vriend wat aanhou met die dwaase dinge van die wêreld. En baie keer dan die woord van die God in jou gesig gooi. Die orkes, julle kan maar opkom. Maar ek wil vanoggend vir jou kom bemoedig om te sê, God wil jou gebruik. God kan jou gebruik. As hy vir Jona kon gebruik het wat gevlug het, dan is dit vir jou moontlik. Jy is nie geroep om perfek te wees nie, vriende. Geen van ons is geroep om perfek te wees nie, maar ons is geroep om gewillig te wees. Ons is geroep om ons voete op die vloer te sit, ons hande op die tafel te kan sê, Here, hier is ek, gebruik my hande, gebruik my voete, ek wil gaan praat, ek wil gaan verkondig, hoe groot en genadig U is. So wat moet jy nou doen, vriende? Dalk sit jy vandag hierso en dalk voel jy, Shuma, Kenneth, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Dalk sit jy en jy sê, maar God kan my nie kom herstel nie. Of dalk voel jy het gevlug. Dalk voel jy het soveel tyd gemors, jy het getalm, you lingered too long to wait to come to Christ. Of dalk voel jy vanoggend jou Nineve is onmoontlik, ek kan nie hier uitkom nie. Maar dan wil ek jou kom bemoedig deur Jona 1:3 vers 1 skies. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Dieselfde persoon wat gevlug het, is geroep. Dieselfde Jona, dieselfde God, dieselfde roeping. Vriende, jy hoef nie perfek te wees dat die Here jou moet gebruik nie. Jy gaan dalk val en Spreuke sê dit so mooi. Al val die regverdige hoeveel keer, natuurlik is dit nie waar ons jou soek dat jy heeltyd moet val nie. Maar dis hoekom ons hier is as 'n geloofsgemeenskap om jou op te tel as jy dalk val. Maar hy staan weer op. Hy staan weer op. Dit is die kenmerk van iemand wat die Here se genade ken. Hy bly nie op die grond nie, hy staan op. En vriende, ek wil volgende vir jou 'n geleentheid gee. Ek wil vir jou vanoggend 'n geleentheid gee as jy soos die psalmis sê, weet jy wat, Here, jy is goedhartig, jy is barmhartig, jy is liefdevol en jy roep my. Dan wil ek hê jy moet saam met my volgende opstaan. As jy sê jy's vanoggend 'n arbeider in die Here se woord, dan wil ek jou uitnooi. Terwyl ons bid nou, staan op, maak daai keuse om te sê, weet jy wat, as Tygerberg Gesinskerk, as persoon wat 'n tweede kans ontvang het, wil ek vandag opstaan. Ek wil nie net my lewe langs die kant van die sypaadjie los nie. Dan wil ek jou nooi om saam met my op te staan. Ek wil graag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Ek sien jou, dankie. Here Jesus, ons is so dankbaar. Here, ons is so dankbaar vir daardie oomblik wat U nie net vir Jona 'n tweede kans gegee het nie, Here, maar vir elke persoon wat vandag hier so sit, Here, wat U ken. Here, vir die tweede kans wat U vir elkeen van ons gegee het. Baie van ons wat hier vandag is, Here, het 'n storie van ons tweede kans. Waar ons kom uitgeruk is, Here, en in die lig geplaas is om vir U te kan werk. En daarvoor wil ons U dankie sê. Ons wil U eer, Here. En Here, wanneer ek vra dat U deur die Heilige Gees ons sal bewus gemaak word, Here, dat wanneer ons oor die genade praat, en wanneer ons dit leef, dat ons ander mense daar buite sal gaan vertel, Here, dat ons nie vasgevang sal wees in ons verlede nie, Here, maar dat U ons kan gebruik as getuies, Here, dat U vir ons sal bemoedig elke dag wanneer dinge begin swaar raak in 'n wêreld wat donker is, dat U ons daar kan gebruik, by ons bure, by die werksplek, Here. Bid ek dat U elke persoon wat hier is sal gebruik, of hulle aanlyn ingeskakel is, of waar ook hulle later na hierdie boodskap kyk. Here, dat ons daardie genade wat U vir Jona gehad het, die genade wat U vir ons gehad het, vir ander mense ook kan gee. Here, mense wat dalk 'n tweede, 'n derde, 'n vierde kans nodig het. Gee vir ons daardie wysheid. Gee vir ons daardie insig om met daardie mense ook te kan werk, dat ons nie die boodskap net vir onsself sal hou nie, maar dat ons sal uitgaan as arbeiders. Die oes is groot, Here. Die werkers is min. Hier staan 'n klomp werkers wat sê, hulle wil saam met U werk. En ons dank en eer U daarvoor. Jesus, ek kan sê, amen. Amen.